dit is die lê van nuwe kabels, as hy. En nou moet ons elke Sondag onthou om hierdie kabels in te prop, anders werk niks nie. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons Paas Sondag erediens. Ek het so 1 of 2 aankondigings. Die eerste is net ons voorbidding. Ons dink nog al die pad aan oom Gert Nel met sy gesondheid. Ons dink aan oom Leon wat by die huis herstel na afloop van sy rugoperasie. Ons dink ook aan tannie Alet van Staden wat ook by die huis aansterk na oogoperasie. En dan dink ons aan Chris en Daleen Swart met hulle gesondheid en Annemarie Tron met hulle gesondheid ook. Dan het ons 'n paar verjaarsdae die week. Ons het vir Hannie Reyneke wat vandag verjaar. Hannie, is jy vanmôre hierso? Ek wag vir die dag wat die persoon wat verjaar in die kerk sit daai Sondag. Baie geluk met jou verjaarsdag en dan het ons Maandag Adri Burger en Saterdag Sarita Skols en Dil Mares. Baie geluk met julle verjaarsdag. Verder het ek nie enige aankondigings nie. Julle het al die datums wat verander het. So dit is alles wat ons op ons WhatsApp groepie post. As julle nog nie op ons WhatsApp groepie is nie, stuur my net 'n WhatsApp, dan sit ek jou op ons WhatsApp groepie. Dis net ek en Jakkie wat op daai groepie post en dit is net inligting. So daar's nie 'n klomp boodskappe nie. Meeste van die tyd post ons ook net die inligting op 'n Vrydag. So asseblief as jy nog nie op die groepie is nie, daar het 'n klomp datums verander, veral met ons kinders se kategese wat so 'n bietjie met die vakansie daardie mekaar gegooi is. So asseblief, as jy nie op die groepie is nie, laat my weet, ek add jou. Die res van julle wat op is, julle weet van die datums wat verander het, nê? Nee. Ja, Dominee. Julle voel vir my nog te onseker. Julle het elkeen ook so 'n kaartjie gekry toe julle by die deure ingekom het. Het elkeen een gekry? Wie het nie een gekry nie? Ek sien nie hande nie. So almal, nie net per gesin nie, elke persoon. OK. Hierdie kaartjie is nie vir jou nie. Dit klink vreeslik want dit is oulik, nê? Nee. Hierdie kaartjie is as jy hier uitloop en jy iemand sien om daai goeie nuus van die opstanding van Jesus te verkondig. Dit is so maklik om net te gee en te loop. So die kaartjie is nie vir jou nie. As jy een vir jou soek, gaan kry nog een want daar's ekstra. Maar een moet definitief weggegee word. Jy hou hom nie. Ons gaan begin met ons toetrede lied. Lied 422 vers 1, 2 en 3. Die Heer het opgestaan. En ons sing hom terwyl ons so sit. Twee, 219. 219, gaan gou 219 toe. Daai is die lied wat ons nou moet sing.
En dit is die eerste wat dit nou hier by 6 Myl gebeur. Maar al 3 liedere wat ons vanmôre sing, se liednommer en se woorde verskil. Nou weet ek nie of die Heilige Gees is wat sê ons moet hierdie ander lied 3 keer sing nie. Maar ons het die woorde van een lied. Here Redder, groot en magtig, by al 3 liedere. So iewers het ek 'n fout begaan. So ons wil net vinnig in die liedboek kyk wat 'n nommer hy is, en as dit beteken ons sing hom 3 keer vanmôre, dan sing ons hom 3 keer vanmôre. 2? Kom ons sing hom 3 keer vandag. Terwyl ons so sit, sing ons saam lied 280 vir sy eerste keer. Kom ons staan vir ons fotum. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Terwyl ons so staan, kom ons sing vers 1 en 2 van lied 280.
as ons lied 280 vir die derde keer sing, gaan ons hom uit ons koppe uitken. So dis dalk een voordeel van vanmôre. Ek wil vir ons 2 vrae uit die Heidelbergse Katekismes lees as ons wet vanmôre. En dit pas so mooi by hoekom ons vandag by mekaar is. Die 2 vrae, Morney, as jy vir my kan opsit. Die eerste een, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En die HK gee 'n ongelooflike mooi antwoord, ek lees vir julle. Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan die tweede vraag is net so belangrik, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Die HK antwoord met 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Kom ons staan en dan bely ons hardop saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. God van vrede, U het ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek. Sy dood het ons dood vernietig. Sy opstanding het vir ons die lewe gebring. Hy is ons goeie herder. Here Jesus, laat ons oplet na U stem. Vorm ons soos U ons wil hê. Laat ons U stem in die woord hoor. Amen. Julle kan maar sit. Julle kan solank die Bybels oopmaak by Markus 15, vers 42 tot Markus 16, vers 8. Markus 15, vers 42 en Markus 16 tot 8. Nou as julle daaroor dink, was die boodskap van Paasfees nog nooit meer relevant vir die moderne wêreld as wat dit vandag is nie. Miskien was die eerste Paasfees die enigste keer in die geskiedenis dat dit meer relevant was. Nou die van ons wat Jesus volgelinge is, ons het 'n voordeel omdat ons iets het om op terug te kyk, om ons hoop op te sit. Maar vir die eerste eeuse Jesus volgelinge was dit 'n heeltemal 'n ander storie gewees. En dit is, ek dink baie keer die deel van die storie wat ek en wat jy heeltemal mis. Maar hier is wat so moeilik vir die eerste eeuse gelowiges was. Toe Jesus gesterf het, het hulle hoop gesterf. Toe Jesus gesterf het, niemand het geglo
dat hy die seun van God is nie. Niemand het geglo dat hy die Messias is nie. Niemand het geglo dat hy die redder van die wêreld was nie. Nadat Jesus gekruisig is, was daar geen Christene nie, want daar was geen Christus nie. Wat daar wel was die volgende. Daar was 'n gebroke hart van 'n ma. Daar was een of ander ontnigterende Galileese vissermanne wat gedink het hulle het 'n seisoen van hulle lewe gemors. Maar daar was geen Jesus volgelinge nie. Daar was geen Christene nie. Daar was geen gelowiges nie. Dink jy daaroor? Net vir 'n oomblik. So, Josef en Nikodemus gaan op Pilatus toe. Hulle vra vir Jesus se liggaam en hulle haal Jesus se liggaam van die kruis af en het Jesus se liggaam in die familiegraf van Josef gaan sit. Hulle rol die klip voor dit en hulle gaan huis toe, want dit was verby. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, al die skrywers van die Nuwe Testament, hulle is baie duidelik hieroor. Niemand was van plan om hierdie droom lewendig te hou nie. Niemand was van plan om hierdie beweging aan die gang te hou nie. En hoekom? As Jesus homself nie aan die lewe kon hou nie, wat was die punt daarvan om hierdie Jesus beweging aan die lewe te hou? Want duidelik was Jesus nie wie hy gesê het hy was nie. Nog 'n ding om te verstaan is dat Jesus se onderrig, dit wat hy vir mense geleer het, dit was nie die dryfveer van hierdie beweging nie. Dit was eintlik al hierdie mal beweringe wat Jesus oor homself gemaak het, wat die groep bymekaar gemaak het en gehou het en hierdie beweging aan die gang gehou het. En dan was hierdie einste beweringe oor homself wat godsdienstige leiers gek gemaak het, kwaad gemaak het. Dit was nie die wonderwerke nie, dit was nie die genesings nie, dit was nie wat hy geleer het nie, dit was nie die gelykenisse nie. Die meeste mense in Jesus se gehoor het nie die gelykenisse verstaan nie. Maar hy het dinge aan homself toegeskryf wat net aan God behoort. Hy het byvoorbeeld beweer dat hy die mag het om sondes te vergewe. Maar net God kan sondes vergewe. Hy het op 'n stadium gesê hy is groter as die tempel. Dat hy die Here van die Sabbat is, dat hy beweer het dat hy groter is as Abraham. Hy het beweer dat hy groter is as die profete. Dinge wat Jesus aan homself toegeskryf het, wat eintlik net aan God toegeskryf was. Hulle het Jesus gevolg as gevolg van wie Jesus beweer het hy was en as gevolg van wie hulle gedink het of eerder geglo het hy was. Maar nou is hy dood. En nou is hy begrawe. En duidelik was hulle verkeerd gewees. En hulle het geweet hulle was verkeerd, want die heilige van God, die Messias van God, die brood van die lewe, kan nie gekruisig word nie, kan nie tereggestel word nie. Ek bedoel, God sou nie toelaat dat die Messias waarvoor die Jode al honderde jare voorwag, tereggestel word deur hierdie vreemde mag nie. Dit was heeltemal onmoontlik gewees. Dit is duidelik dat hulle verkeerd was oor Jesus. En duidelik het Jesus nie die waarheid gepraat oor wie hy is nie. Hulle het gesien hoe hy sterf. En dit is duidelik uit die evangelies. Almal van hulle het verwag dat Jesus sou doen wat dooie mense doen. Dood bly. Niemand. Ons kry niemand wat op daardie eerste Paasoggend buite die graf staan en van 10 aftel, 10, 9, 8, 7. Niemand skryf hulle self in die storie as, maar ek was die een wat nooit geloof in Jesus verloor het nie. Almal het ophou glo. So as ons net hier kan stil staan vir 'n oomblik. In daardie buitengewone oomblik in geskiedenis is Jesus dood. Jesus was begrawe en wat het ons? Ons het 'n korrupte godsdienststelsel. Ons het 'n hartelose koninkryk. Ons het 'n paar hartseer Galileërs. Maar daar is geen redder nie.
Daar is geen seun van God nie. Daar is geen gelowiges nie. En daar is geen hoop nie. Want toe Jesus gesterf het, het hulle hoop gesterf. Daar was geen Christene nie, want daar was geen Christus nie. En toe gebeur daar iets wat alles verander het. Want toe kom daardie oggend wat die belofte verseël het. Sy begrawe liggaam het begin asemhaal en uit die stilte het die brullende leeu verklaar, die graf het geen aanspraak op jou en die graf het geen aanspraak op my nie. Daarom sê ek, Paasfees was nog nooit meer betekenisvol, nog nooit meer relevant as wat dit vandag is nie. Want met Paasfees vier ons nie iets wat geskryf is nie. Ons vier die gebeurtenis wat 'n beweging aan die gang gesit het. Wanneer ek met 'n klein groepie altyd oor hierdie goeters praat, dan is daar altyd iemand wat vir my 'n vraag vra en dis regtig 'n wonderlike vraag. En die vraag is eenvoudig, maar Bernice, ek verstaan alles. Maar die Bybel is hoe ek van die opstanding weet. Dis hulle vraag, dis wat hulle weet. Nou die Bybel is nie hoekom jy van die opstanding weet nie, maar die meeste mense dink so. En luister mooi, dis regtig belangrik dat ons dit stap. Die Bybel is eers ongeveer 350 jaar na die opstanding saamgestel. En as ek sê saamgestel, bedoel ek die Joodse geskrifte gekombineer met Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die briewe van Paulus, die briewe van Petrus en die boek Openbaring. Die Bybel is eers in die 4de eeu saamgestel. As niemand is van die opstanding geweet het totdat die Bybel saamgestel is nie, dan het niemand van die opstanding geweet tot byna 400 jaar na die opstanding nie. Ons weet nie van die opstanding as gevolg van die Bybel nie. Weet julle hoe ons daarvan weet? Ons weet omdat Matteus ons daarvan vertel. En yes, Matteus is 'n boek in die Bybel, maar Matteus is 'n regte persoon. Hy het asem gehaal, hy het dinge gesien. En Markus het ons daarvan vertel en Markus het sy inligting by die apostels gekry wat dit gesien het. Petrus en Lukas het ons daarvan vertel en Lukas sê dit, hy sê ek het alles deeglik geondersoek. En Lukas vertel nog ietsie anders, hy sê dat baie mense gaan sit het en probeer het om 'n verslag saam te stel van die dinge wat hier onder ons gebeur het. Ons weet van die opstanding want Johannes was 'n ooggetuienis en hy vertel ons daarvan. Petrus wat 2 briewe geskryf het wat in die Nuwe Testament beland het, hy vertel ons daarvan. En my gunsteling Jakobus, die broer van Jesus. En wanneer ek oor Jakobus praat, kan ek dit nooit help om hierdie vraag te vra nie. Maar wat sal jou broer moet doen om jou te oortuig dat hy die seun van God is? Wat sal jou broer moet doen as hy jou moet oortuig dat hy die seun van God is? En Jakobus verskyn in die Nuwe Testamentiese boek van Handelinge as 'n kerkleier. Jakobus is dan ook gemartel omdat hy geglo het sy broer is sy Here. Hy is gemartel omdat hy geglo het sy broer het opgestaan uit die dood. Ons glo omdat Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus ons vertel. So vir meer as 30 jaar sou die apostel Petrus daar die storie vertel. En hy het na dorp en dorp en dorp gereis en oral waar hy gegaan het, het Christene hom in hulle huise genooi en hulle het gesê, Petrus, vertel ons net nog een keer daardie verhaal, net nog een keer daardie storie. So vir 30 jaar vertel hy hierdie storie. En dan beland Petrus in Rome, Nero se Rome, en hy word gevange geneem. Petrus weet dit nie op daardie stadium nie, maar hy sal nie Rome lewendig verlaat nie. En hy word vergesel deur Markus, wat al 'n paar jaar saam met hom gereis het, en Markus het hom hierdie storie oor en oor en oor en oor vertel. En Markus lok dit nog een keer uit hom uit. En Markus dokumenteer dit vir ons, en dit kom na ons toe as die Markus Evangelie.
En hier is wat Petrus gesê het. Julle kan begin volg vanaf vers 42. Dit was Vrydag. Dit is die dag voor die Sabbatdag en dit was al die middag laat. Josef van Arimatea, vooraanstaande lid van die Joodse Raad en iemand wat self ook uitgesien het na die koms van die koninkryk van God, kom toe daaraan. Hy het dit gewaag om na Pilatus toe te gaan en die liggaam van Jesus te vra. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy het die offisier laat roep en hom gevra of Jesus lankal gesterwe het. Toe hy vir die offisier verneem dat dit wel so is, het hy die lijk vir Josef gegee. Josef het 'n stuk linne gekoop, Jesus van die kruis gaan afhaal, hom in die linne toegedraai en neergelê in 'n graf wat in die rots uitgekap was. Hy het 'n klip voor die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria, die moeder van Josef, het gestaan en kyk waar hy neergelê word. Markus 16 vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daar te gaan balsem. En hoekom het hulle na die graf gegaan om Jesus se liggaam te balsem? Want hulle het verwag dat Jesus sou dood bly. Vers 2, die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonderse vir Petrus, hy gaan hulle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. So kry die vrouens, die disippels Petrus en Johannes, het na die graf gegaan, en hulle kyk binne en hulle stap weg en hulle dink nie aan 'n opstanding nie. Hulle gaan na Galilea net soos hulle opdrag gekry het om te doen. En Petrus en die res van die disippels kom daar aan en hulle ontmoet hulle opgestane Here. As jy 'n Jesus-volgeling is, sal Petrus vir jou sê, en Andreas en Jakobus en Johannes sal jou verseker dat jou geloof, jou opoffering, jou deernis, jou vrygewigheid, jou loyaliteit, jou liefde en die belangrikste, jou hoop, nie te vergeefs is nie. En as jy nie oortuig is nie, dink ek Petrus sal inleen en hy sal die eerste een wees wat praat en hy sou sê, kyk, ek verstaan. Ek was ook nie oortuig nie. Ek het ook geloof verloor. Ek was agter in daai skare en ek het gesien hoe hy sterf. Maar toe, iets het gebeur wat alles verander het. Iets het gebeur wat veroorsaak het dat ek die res van my lewe in gevaar sal stel, sodat julle kan weet dat julle verlosser lewe. En toe ek my opgestane rabbi sien, was dit eers toe dat ek uiteindelik verstaan het wat hy heeltyd van gepraat het, wat hy heeltyd gesê het. Die tyd het aangebreek. God het iets vir die wêreld gedoen. God het iets in die wêreld gedoen. Die koninkryk van God het naby gekom, wat beteken hy is nooit ver nie. En toe verstaan ek uiteindelik waaroor die uitnodiging gaan. Die uitnodiging was om te bekeer. Die uitnodiging was om in sy rigting in te draai. En hierdie koninkrykswaardestelsel te omhels en om hierdie koning te omhels, om te bekeer en te glo. God het iets vir jou gedoen. Want God is vir jou. En hy wil eenvoudig hê, jy moet hierdie goeie nuus ontvang en sy uitnodiging aanvaar en jy moet volg. Jesus het immers die koninkryk van God aan die aarde bekend gemaak en almal word genooi om daaraan deel te neem. Almal word daagliks genooi om daarin deel te neem.
So ek is oortuig dat die boodskap van Paasfees nog nooit meer relevant as vandag is nie. Hierdie Paasfees hoop ek dat dit meer relevant as ooit vantevore in jou eie lewe, in jou eie gesin, by die werk, by die skool sal wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Wat 'n wonder, Here Jesus, dat U leef. Dat die magte van die dood en die doderyk U nie kon oorweldig nie. Dat U opgestaan het, die graf oopgebreek het, nuwe lewe gebring het vir die wêreld, vir ons. Dankie dat ons hoop kan hê, met verwagting kan leef omdat U lewe. Dankie dat die lewe in die kerk nie van ons afhang nie, maar dat U dit waarborg. Dankie vir die lewe wat daar ook in ons gemeente is, vir die tekens van die nuwe lewe wat U in die kerk indra. Maak ons 'n gemeente wat U met blydskap en oorgawe volg op die pad van die lewe. Amen. Hier voor die nagmaalstafel staan ons nie net met brood en wyn in die hand nie. Ons staan met 'n storie. Nie 'n eendag lank gelede in 'n wêreld ver van hier af storie nie, 'n ware een. Want vir 'n oomblik, 'n werklike oomblik in geskiedenis was daar geen hoop nie. Geen Christus nie, geen Christen nie, net stilte, trane, 'n graf met 'n klip voor. Maar toe gebeur iets wat alles verander het. Nie 'n mooi gevoel in iemand se hart nie, nie 'n inspirerende les nie, 'n gebeurtenis, 'n liggaam wat weer begin asemhaal, oë wat oopgaan, voete wat weer stap. En deur daardie gebeurtenis, daardie opstanding, het die eerste volgelinge se hoop weer wakker geword. En dit maak ons in vandag nog wakker. Soos hulle, kom ons vandag na hierdie tafel, nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons weet hy leef, en daarom leef hoop. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, die beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Kom sluit die oë. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dankie vir Jesus Christus wat met sy liggaam wat gekruisig en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van die naam. Amen. Ons diakens kan die tekens uitdeel.
Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood? Selfs die diakens, as julle nou nie vir julle gevat het nie, het julle gevat? Johan, jy gekry? Die kant? Is julle reg? Enigiemand oorgeslaan met die teken van die wyn? Almal gekry. Kom ons sluit die oë. Amen. Gemeente, hierdie brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek was, sodat jou sondes vergewe kon word. Die soetwyn wat ons vanmôre drink, is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gevloei het, sodat ons sondes vergewe kon word. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Daar sal nou tyd wees om die Here te dien met julle liefdegawes.
ons gaan nou staan en in plaas van 'n slotlied saam sing, gaan ons 'n slotlied saam luister. So ons gaan nie lied 28 nog vir 'n derde keer saam sing nie, terwyl ons staan, luister ons saam na Houtkruis en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Kom ons staan. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees dra julle in hierdie week wat kom. Gaan nie uit, gaan in vrede volg. Amen.